Hartlike goeiemiddag en welkom hier op episode 21 hier op Sportstroom. Ek kuier saam met Driekus Viljoen hier in the Go-To Guys ateljee. En vandag het ons twee mense, kliënte daarvan, hoor Ferdinand Posma. Ek kan nou net my woorde net reg gekry het daar. Dit was 'n lang dag. Dit was 'n lang dag, dit was 'n lang dag, ja. Ja. Maar ons kom praat bietjie vandag oor die konsep vriende van Verdies. En saam met my hierso het ons vir Charles Lou, sportdirekteur, en dan ook, jy sien laat ek klaar jou naam vergeet. Stefan, baie welkom, die bemarker daar van Verdies. Charles, kom ons begin sommer daar by jou. Vriende van Verdies. Wat is dit? Dit is 'n afsonderlike entiteit van die skool om mee te begin, om fondse te genereer op 'n manier om die behoeftes van die skool na te streef. So ons gaan van ons kant af probeer eerstens om meer betrokkenheid te skep. Dit sal help om bietjie die alumni betrokke te kry. As jy gaan kyk na al die groot skole, verskriklike sterk alumni, liggame wat hulle het, mense wat al 70, 80 is, wat steeds bereid is om te gee vir skole waarna hulle is. En dis iets wat ons wil begin. Ek het ingestap toe by Verdies, toe is hierdie konsep al begin, nog op die been gebring, en ek het gedink, met die bel wat ons nou het, en die nuwe mense en die jong mense wat ons nou inkry, en al hoe meer die fasiliteite, ons het vorige keer dat ons hier was, het ons gepraat oor al die fasiliteite wat ons wil begin, vandat ons gepraat het tot nou toe, ek dink is nou 2 maande, en 2 van daai goed het klaar weer plaasgevind. Ons pitches gebou, en ons cricketpitch gebou, en ons eerste span aantrekkamer is nou is byna klaar. So dit is regtig, dit wys jou dat die skool opgaan, besig is om te groei, en ons wil graag die mense wat jaarliks uitgaan, ons matrieks, steeds betrokke kry. Ek praat nou met hy sê, daar's mense wat brand om betrokke te raak op die skool, maar hulle weet nie regtig hoe nie. Hulle wil net gaan opdaag en sê, luister, wat kan ek doen nie? Hulle wil 'n stelsel hê waar hulle kan betrokke raak, en ek dink hierdie is die perfekte plan of proses om te volg vir hulle om betrokke te raak. Ja, as mens nou so praat, soos die skole, soos jy sê, die groot skole praat van die old boys. Nou, die konsep is nou net, is vriende van ja. Verdies wat julle dan nou voorstel. Kyk, as jy gaan kyk na, soos, ek weet, Boys Huisen is old boys, of wat net seuns is, ja. Ek weet, daar's ander skole wat byvoorbeeld sport spesifiek, soos cricket, rugby, old boys as 'n ding het, wat betrokke raak in die games kan speel. So ja, ons het gesê, omdat dit nou maar dubbel is, seuns en meisies, mans en vroue wat betrokke kan raak, het ons gesê, vriende van Verdies, want die groot ding, Stefan het eintlik dit mooi opgesom nou die dag. Dit gaan nie net oor iemand wat in die skool was nie. Dit gaan oor iemand wat in die gemeenskap om Verdies is, wat wil sien hoe die skool groei in die plek waar hulle bly, soos byvoorbeeld by die park, is om Verdies te ondersteun en te sien dat dit goed is vir die gemeenskap, dat dit gesond is vir die gemeenskap. So dit hoef nie net iemand te wees wat in die skool was nie. Dit kan iemand wees wat in 'n ander skool was, maar wat wil sien dat die gemeenskap om hulle wil groei, en hulle wil betrokke raak en ietsie teruggee vir die feit dat ons dit 'n gesonde skoolomgewing in die gemeenskap hou. Stefan, daar van jou kant af baie welkom. Dankie. Ek bly jy's ook hierso. Ek ook. Val er die naam nou reg. Daar's hy. Nee, ek het hom nou onthou. Jy's nou die bemarker daar by die skool. Vertel ons 'n bietjie van jou kant af van vriende van Verdies. Ja, so ek is nou ook al so rukkie by die skool nou, en ek dink soos Charles ook nou sê, dis lekker om te sien as 'n plek groei. As 'n mens dan na 10, 15 jaar kan terugkom en sien, hoorie, maar ek kom ook nog my lewe lank al hier van Potchefstroom, en te kan sien hoorie, my het 'n ding gegroei. Ja. En ek dink soos dit baie keer vir mense ook, hulle kom terug na ons skool toe na 10, 15 jaar, en te kan sien hoorie, maar kyk al die groei wat plaasgevind het. Ek dink dit moet een van die aakligste dinge te wees om te kom en jy sien maar alles staan nog presies dieselfde soos dit was. Veral en as ons kyk in vandag se lewe, alles groei tog, as jy stil staan gaan jy agterbly. En ek dink dis die lekker ding is waar ons vir mense half die geleentheid gee, nie net om by 'n plek te kom wat klaar gegroei het of wat klaar opgebou is na dink nie, maar om self deel te raak van daai groei, om te sê maar weet jy wat,
Toe ek terugkom, ek weet ek kon hom 'n geldjie gee en ek kon betrokke raak en sê maar weet jy wat, hierdie fasiliteit is opgerig en so ek sê dis daai waar ons hande vat met die gemeenskap en sê maar weet jy wat, waar wil julle ook betrokke raak by projekte? Dit hoef nie noodwendig 'n projek by die skool te wees nie, maar selfs daar waar kinders dalk nodig het om te sê maar weet jy wat, uit vriende van Ferries uit kan ons dalk 3-4 outjies help met 'n toergeld waar hulle dalk gesukkel het of waar jy dalk 'n kit mis of dalk 'n paar tokse wat jy gekort het. So mense gaan dit nie net, ek wil sê half op 'n projek, hoor jy ons wil nou 'n gebou bou of ons wil ietsie maar. So ek sê om jou gemeenskap te versterk en sê maar weet jy wat, daar's van die kinders wat dit ook nodig het. En ek dink baie mense het soms die lus om betrokke te raak, maar hulle weet nie noodwendig hoe of waar om betrokke te raak nie. En ek dink daar's so deur kan jy vir jouself sê maar hoor hierdie is die ideale geleentheid om self betrokke te raak. En soos Charles ook gesê, dit kan mense wees van die gemeenskap, dit kan van 'n Rolfpark, by die park, enigiemand wat net naby bly en sien maar ek ry elke dag daar verby, kyk hierso gebeur weer ietsie, daar kan ek ook sommer betrokke raak. En ek dink dis 'n soos 'n ideale platform vir mense om net 'n bietjie betrokke te raak waar hulle nie noodwendig geweet het hulle kan betrokke wees. Yes. Om nou betrokke te raak. Kom ons sê nou ek wil nou betrokke raak by vriende van Ferries. Waartoe gaan ek of wie word gekontak of so ons het op die stadium 'n klein die skool hoofsaaklik, hulle kan wel vir my of vir Stefan, ons het mense buite die wat op die bel dien en daai tipe goed wat ook inligting kry, maar ons swaai die ding so heeltemal bietjie om. So baie mense dit moet maar 'n NPO wees met artikel 18 oor my artikel 18. Ek gaan hom sommer 'n bietjie opsit. Lekker. Nog nooit so mooi gewees in die lewe. Yes. So daar's klomp goed wat eers in plek gestel moet word en dan bring mense dit uit. So ons doen dit heeltemal anders. So ons wil eers die naam uitkry, ons wil 'n bietjie merchandise uitkry, vir mense wys soos jy hoe wat kan hulle kry as hulle byvoorbeeld aansluit by ons? Ja. Is die kontrakte al reg nog nie, is die maatskappy stig, ons is nog nie daar nie, maar dit is vir ons belangrik dat ons naam daar buite is, sodat mense, as hulle ons kontak, ons gaan vir hulle sê, soos byvoorbeeld met ons Clash die 31ste Mei teen Stella, het ons 'n reuniegroep wat graag deel wil word daarvan. En dis waar jy met oud verdileerde praat en chat en sê luister, hierdie is die liggaam wat ons gaan stig en raak met ek dink by daai tyd ons afhandel en ons kan al goedjies uitdeel dat hulle kan aansluit. Maar so vir ons is dit belangrik om die naam daar buite te kry, WhatsApp groepe te begin, al ons games tuiswedstryde uit te stuur, alles te begin kommunikeer, want ons wil soveel as moontlik mense deur ons hekke hê op die einde van die dag op sportdae, op kultuuraande, op akademiese geleenthede as die gemeenskap dit kan bywoon, sodat hulle kan sien dat ons is besig om 'n bietjie ander vlak van eerstens deelname in te gaan en dan 'n ander vlak van hoe ons dinge doen op die einde van die dag ook in te gaan. En dit is vir ons baie lekker, soos ons het nou die paviljoen gebou, wat was net gebou na die dag toe ons hier was. Maar ons kan klaar sien die ouer betrokkenheid en die gemeenskapsbetrokkenheid is klaar beter net omdat jy vir hulle 'n gemaklike plek gee om te sit. Nou, as ons byvoorbeeld al hoe meer dinge gaan doen, soos ons het nou ons kyk om nou 'n bietjie plek om die veld, om die rugbyveld, atletiekveld bietjie te vergroot sodat daar nog meer mense kan deelneem of kom kyk na wanneer die kinders deelneem en dis vir ons belangrik. Leerders hou daarvan as ouers vir hulle kyk. Leerders hou daarvan om goed te doen vir ander leerders. Verstaan, as jy gaan kyk na die deelname van kinders op sport daar, ons wil dit nog beter kry, ons wil dit nog groter kry. So dit is vir ons baie belangrik om die naam daar buite te kry of die liggaam van vriende van Ferries daar buite te kry, sodat wanneer ons dit oopmaak vir mense om te begin betrokke raak in terme van finansiële bystand, dat ons dit dadelik vir hulle prosesse kan verduidelik, maar ons wil nie eers dit stadig begin dat wanneer ons alles in plek het en dan is dit half, ons wil nou al groot gaan met dit en dan mense net begin aansluit so wanneer die hele ding in die gang is. Ja, ek dink op daai is dis half daai van mense wil 'n netwerk bou. Ja. En ek dink hoe meer vroegtydige mense daai netwerk bou, kan die mense begin aansluit en sê maar weet jy wat, ons is klaar ingelig, ons weet wat gebeur by die skool, ons weet waar ons dalk op projekte na kan gaan kyk. So ek sê die eerste stap is maar, so ek sê kontak ons asseblief. Ons sal julle dadelik by WhatsApp groepie add en sê maar weet jy wat, die is van die projekte wat ons dalk nou na kyk of die is dalk van die goedjies wat ons dalk indien daar dalk nie dan nou iets in plek is nie, daar is al steeds hulp wat julle dalk kan verleen en sê maar weet jy wat, ons het hierdie projek wat ons na kyk as julle graag wil betrokke raak. So ek sê vriende van Ferries is baie meer breër as net om te sê weet jy wat, ons kyk nou een dingetjie, julle kan net hierso help. So op die einde van die dag wil ons graag by mense wat graag betrokke wil raak sê maar weet jy wat, hier is jou geleentheid om betrokke te raak. So
As ons dit nou al kan doen, hoekom nie? Hoekom nie, ja. nog wag? So ek dink dit is maar om by Charles ook aan te sluit. Is as 'n mens klaar daai netwerk het om te sê maar weet jy wat, ons het hierdie groepie mense wat graag wil saam staan en bietjie help waar ons kan. Ek dink hoe vroeër 'n mens begin, hoe beter is dit. Hoe beter is. Okay man, nou wil ek jou 'n vraag vra. Waar kom die naam Vriende van Verdies? Hoekom het julle daarop gekies? Daar's baie seker ander name, maar hoekom het julle juis gekies Vriende van Verdies? Jy braai die lekkerste saam met jou vriende. Ja. Sê. Okay, nee, goeie enetjie. Ja, ek dink ons dis soos ek nou gesê het, vir ons gaan dit nie oor jy kan seker maar alumni van Verdies ook gebruik of daai, maar dan is jy gefokus op 'n spesifieke sonder. Okay. Vriende van Verdies is regtig. Soos jy af in die pad gaan en jy verskillende plekke heen gaan, dan ontmoet jy mense en hulle kan betrokke raak. So die rede hoekom ons vriende eintlik soos ek sê hierdie naam kom hulle rukkie saam die skool, maar vir my as ek nou moet dink aan iemand wat dit begin het, sal ek sê Vriende van Verdies is nie net mense wat by die skool betrokke was al of beplan om betrokke te raak in terme van ek het 'n kind in die skool of ek is op die beheerliggaam, jy moet obviously 'n kind in daai, maar verstaan jy daai tipe goed, dis enige iemand wat die skool wil ondersteun op een of ander manier sonder dat hulle op 'n stadium either haar skool gegee het of 'n kind in die skool gehad het of dalk soos daar gewerk het of daai, so dis regtig dit is vir enigiemand in die gemeenskap. Dis letterlik oop vir enigiemand. Ons wil nie sê nee, ons vat net ondersteuning van mense wat in die skool was. Ons vat net ondersteuning vir mense wat daar gewerk het op 'n stadium en dalk weg is omdat hulle afgetree of iets. So dis regtig enige iemand wat 'n band of 'n verhouding met ons wil begin bou ten voordeel die skool se behoeftes wat die kinders se behoeftes op die einde van die dag is. So ons het so 'n bietjie van die lig af gepraat ook wat julle graag wil doen met die kom ons sê hierdie jaar se matrieks. Vertel ons 'n bietjie wat wil julle doen om vir hulle te gee en sê hulle moet aansluit en so aan. So eerstens het ons ons is nog nie so ver nie, maar wat ons al aan gedink het, as ons gaan dink aan die behoeftes op die einde van die skool se kant af, het ons nou hierdie 2 maande projekte. Ek weet nie of julle ons het 'n wolwespoor wat elke keer uitgaan wat ons nou begin het met wat 'n klein dit begin as 'n 5. Ja, dankie aan Valerie, die hoofse sekretaresse. Ek dink dit was 'n 5 bladsy ding en toe begin ons bietjie tweak aan hom en ons begin bietjie inligting deurgee. Hy is omtrent nou 37 bladsye lank. Dis hy is omtrent groter as die beeld deesdae. Maar is regtig inligting wat kom en goed wat gebeur het om dit regtig aan die ouers te wys. Maar dis nou weer die ouers. As ons Vriende van Verdies WhatsApp groep vir community groups stig, wil ons graag hierdie goed met hulle deel. Dat hulle kan sien, want jy weet hoe dit was as jy by die skool was en dan weet jy hoe dit nou gaan en hoe dit nou Yes. Op die einde van die dag dink ek is belangrik om te weet baie mense wil hulle tyd gee. So ons stuur een elke 2 weke uit. Nie elke dag of elke week nie. So jy het die hele 2 weke om dit te lees en te check. Jy het amper nodig. Ja, op 37 bladsye is 'n stukkie wat jy moet lees hoor. Maar dit is wat so baie aangaan by die skool op die einde van die dag. En dis hoekom ek sê ons het gechat oor holistiese benadering en dit is regtig. Dit gaan oor ons Seth Akademie, dit gaan oor ons kultuur wat alles plaasvind, dit gaan oor die sport, dit gaan oor ons akademie self. So dis regtig 'n breedvoerige ding, maar om terug te kom na die ding toe, hoe ons mense betrokke gaan hou. Soos ek dink wat ons vir hulle kan doen is dit wat hulle so hard aan gewerk het in 2025 om gevestig te kry, om seker te maak dat dit wat hulle gedoen het, dat ons voortbou op dit op die einde van die dag. Want ek sê altyd, ek het nou reg vir iemand toe sê, ja, maar hulle wil dit nou vinnig doen, en ja, dis 100%, daar's goed om goed vinnig te doen, afhandel, want jy wil groot sukses behaal, maar op die einde van die dag, jy as 'n kind is 5 jaar in die skool, en jy is 1 jaar in matriek, so jy is 1 jaar ook op die 'n hoofseun wat jy verandering wil laat plaasvind, maar as jy een dingetjie reg doen en vir 5 jaar lank doen elke hoofseun of iemand ietsie kleins reg, op die einde van die dag het dit 'n massive impact. Amper sê ek 'n ander woord. Massive impact. 'n massive impact en dis die ding en dis wat vir ons belangrik is. So ons al begin jy soos byvoorbeeld in terme van merchandise, ek praat met Jaco die ander dag. Begin met 'n hoed, gee vir elkeen dat hulle opdaag met verstaan. Maar dan kan hulle ons toe kom en sê luister hier,
wat van 'n hemp, wat van 'n ondersteunershemp? Okay, wat van 'n old school jersey wat gebaseer is op Ferdy se klere? So dis die tipe goed wat en ons weet op die einde van die dag daar's 'n paar maniere hoe jy die oud leerders kan byhou en dit is om vir hulle inligting deur te gee van goed wat gebeur. En is spesifiek en daai persoon gaan kyk wanneer is die rugbywedstryd wat hy rugby speel. Wanneer is die hokkiewedstryde want die persoon het hokkie gespeel. Wanneer is die netbalwedstryde? En maak nie saak hoe groot of klein die liga wedstryd op die einde van die dag is dit 'n clash of is dit 'n in die week tipe in die week wedstryd wat ons vir ons eerste liga rond ons wil hê die mense moet daar uitkom. En ek dink dit is op die einde vir nou wat ons vir hulle kan doen en seker te maak dit wat hulle kom ons sê gevestig het en geplant het om te groei in dit en te bou op dit wat hulle vir ons gegee het op die einde van die dag. Ja, selfs op daai net se mense kyk na deur al die jare is groei vind plaas, maar dit beteken nie oor dit net hierdie jaar gebeur en dis nie. Selfs as mense nou 'n slaagsyfer vat, ek meen wat Ferdy nou reg gekry het vir die afgelope 25 jaar. Ons kan nie sê oor is net hierdie jaar se matrieks uitstekend vir julle nie, van tog 25 jaar was daar daai eerste groep wat gesê het maar hoorie ons moet deurkom, ons moet werk vir iets. En ek meen hulle het deurgekom en nou sit ons waar ons vandag is. Dis daai amper ek wil sê daai legacy wat hy bou en jy klim maar trap en maar hoorie jy kan nie nou slack nie. Wat het al die jare voorheen gebeur? Dis daai ding van waar jy oor 20 jaar wil terugkom en sê maar weet jy wat, ons het begin met hierdie ding. Ons is die eerste matriekgroep wat gesê het, weet jy wat, ons wil graag inkoop. Ons wil sien hoe ons skool nog meer groei en waar ek eendag kan terugkom en sê maar weet jy wat, as ek my kinders dalk so toe wil stuur, maar hoorie kyk wat is daar vir jou. En ek dink in ons gemeenskap of selfs in ons land, as jy kan kyk waar jy op 'n plek kan kom en sê maar weet jy wat, oor 25 jaar, oor 30 jaar as ek terugkom, is dit hierdie so mense sê jy kom hier so aan en jy het fondasie gelê, maar nou kom jy aan en hier staan 'n paleis voor jou waar jy by kan instap. Ek dink dis iets greats om te kan sê maar weet jy wat, ek was betrokke vir daai verskil en daai groei en ek dink dis die groot ding soos ek sê waar daai matrieks van 25 jaar terug kan sê maar weet jy wat, ons was die eerste groep, kan jy glo? Ons en waar hierdie manne nou van 25 jaar terug, nou 25 jaar verder kan sê maar hoorie, ons is steeds daai groep en ons is steeds daai wat die raai legacy oordra wat sê maar weet jy wat, vir volgende jaar gaan ons weer en ons sal weer soontoe streef en dis waartoe ons werk. En ek dink selfs met die vriende van Ferdy of Friends of Ferdy is wat mense wil bereik om te kan sê maar oor 25 jaar kyk jy verskil wat dit steeds kan maak. Soos ek sê die einde van die dag dit is oor projekte maar dis ook oor kinders en dis ook oor die groei. Ek dink as mense op baie plekke is waar die skool kan groei en die gemeenskap groei. Op die einde van die dag alles raak maar aan alles. En mense het so hy branch 'n bietjie uit om te sê maar weet jy wat as hierdie goed gaan dit weer met iets anders goed. En ek dink dis die grading van dit as mense oor 25 jaar van nou af weer kan sê maar weet jy wat kyk waar staan Friends of Ferdy's kyk wie kan ons almal betrokke kry wie kan ons bietjie by die gemeenskap betrokke kry en dat ons daai groei kan net kan accelerate om te sê. Ja, dit was eintlik my volgende vraag wat ek wou nog vir julle gevra het. Daar's ou Engelse kinders ook in julle skool so obviously Friends of Ferdy's gaan ook deel wees van die benaming of as jy so kan sê. Ons try soveel as moontlik so vriende van Friends of en dan is Ferdy's nou een keer. So dit is baie belangrik dat die mense weet dat dit is 'n diverse entiteit. Obviously almal kan enigiemand kan betrokke raak Engels Afrikaans. Wie ook al in die skool is, wie buite die skool is op die einde van die dag. En ja, en as jy gaan kyk ook wie al gevra het, dit is verskillende mense het al gevra. Ons het al mense gekry wat 2 strate afbly en gesien het op Facebook en op Instagram wat se tipe projekte ons is besig om aan te pak en hoe vinnig ons dit klaar kry. Raak geïnteresseerd. Hulle wil sien hoe die gemeenskap bou. En dit is vir ons belangrik. Ja, maar as jy beskerm. Dis ek nou alarm wat afgekom het. So dit is vir ons belangrik dat dit is wat mense sien. Verstaan? En as ons dan daai mense kan kry om persoonlik betrokke te kan raak. Hulle doen dalk niks op 'n Saterdag nie, hulle kan kom check hoe speel die kinders rugby of netbal en daai tipe goed of hokkie of wat ook al op 'n sportdag gebeur of wat ook wanneer gebeur, sal dit vir ons ongelooflik wees want die eerste keer toe ek redelike sportdag en ek was al by groter skole gewees, dan is hierdie sportdag gaan sien ek hoe die ouers kom kyk en goed en toe sien ek ons eie kinders daarso en ek sien die tegniese tafel daar en dis waar redelik waar dit gestop het. En dis dit ja. En toe sê ek vir meneer Smit op 'n stadium, dis my great dat ons goeie rugby speel, maar hoekom is niemand betrokke nie? Verstaan, hoe gaan ons mense kry om betrokke raak? So kyk, kom ons gaan kyk na wat se punte kan ons op fokus.
En een van die groot ding was, gaan kyk gou 'n bietjie, paviljoene is vol as daar rugby gespeel word, oral in Suid-Afrika, op skole rugby. So ek dink dit is, en niemand, ek weet nie of ou Here van hom in die son te sit. Nee, hierdie dak vir my. Hier is dak die brandwag. Dit was, ek dink, 'n ongelooflike inisiatief en projek wat die skool gehardloop het om so iets te kry. En onthou, as jy dit doen, jy fasiliteer baie goed. Jy kan 'n paviljoen vir 'n rugbyveld. Jy hoef nie net rugby daar te speel nie. Ons het 'n cricketveld ook daar, ons het wel nou 'n cricketveld aan die ander kant gebou, maar daar is so baie goed wat jy kan fasiliteer met so 'n ongelooflike paviljoen wat op die einde van die dag vir jou soveel geleenthede kan bied. En ons het nou gekyk, ouer betrokkenheid net vandat ons dit gedoen het is ongelooflik. En ons like dit om te sien waar 'n laaitie uit die kleedkamer uit saam sy ouers op 'n paviljoen gaan sit en kyk vir eerste span in plaas van daar uitstap reguit hek toe en daar by weer sien is dit weg. Dit lyk soos opwarmingswedstryde elke keer dat ons liga gespeel het. So ons het op 'n stadium het ek ook gelag daarvoor, maar toe besef ons maar dit kan nie meer nie. Ons gaan iets moet doen daaroor, verstaan? En ek dink die skool het redelik in die taak geslaag om seker te maak dat ons soveel as moontlik geleenthede bied vir die kinders om ondersteun te word, te kan op die einde kyk. En ons het met ons het 'n Sevens-dag aangebied wat daar ongelooflike ondersteuning was, en ons het soveel pleintjies gekry oor hoe ons fasiliteite lyk, en ons faktotum is ook al ongelooflik hou, baie partykeer 'n bietjie gefrustreerd met al die goed wat die hoof hom deurgee, maar hy kap maar voort en hy gee sy beste. En hy gaan aan. So dis regtig ons is regtig in 'n goeie environment, goeie space, en ek dink hierdie is die volgende stap vir ons skool. Verstaan, hierdie is die vriende van Ferries, Friends of Ferries, is regtig die volgende stap hoe ons kan seker maak, ons het nou die kinders betrokke, ons het die ouers betrokke, hoe gaan ons die breë gemeenskap betrokke, verstaan jy? En dis hoekom ons nou, ons vat hom met klein stappies, en ons wil die naam daar buite kry, soos wanneer ons nou, dit sal binnekort gebeur, dat wanneer die hele ding nou in sy finale strides is, dat ons klaar daai breër groter gemeenskap kan hê, wat dan aansluit en seker maak dat ons hulle op die regte manier alles deurgee. En ons het nou, hy wag nou vir sy gazebos wat hy kan lekker uitstal op 'n ons weet nie son te staan nie. Dat hy sy goedjies kan uitstal, en ek het gesien 'n stupid ding soos merchandise van 'n skool. Van 'n skool, ja. Ek moet hier my foon afsit of iets. As jy instap daarso, ouers, nuwe ouers, wil hulle self vereenselwig met die skool. Hulle wil ondersteunend lyk, maar nou is daar nie regtig iets om ondersteunend te lyk nie. Daar's nie 'n kussing om te sit nie, daar's nie 'n hoed om te koop nie, daar's nie ondersteunershempie. So hierdie is al die goed wat ons wil begin implementeer. Hierdie is al die goed wat ons wil kry om beter te lyk op die einde van die dag. Ja, jy praat so 'n bietjie van die merchandise. Wat is julle go-to? Is dit die wiki en ondersteunershempie? Dis al wat ons nou het. Ons gaan nou, ek is nie vreeslik kreatief nie, maar soos ons nou gepraat het, ek het mense vir dit. Ek teken 'n stokmannetjie skeef. Dis baie moeilik, maar ek kry dit reg. Maar so ons het 'n ondersteunershempie design wat ons binnekort goedgekeur kan word deur die BL, wat ons vir produksie kan uitsit, wat jy kan kies. Weer eens soos 'n dubbel medium, soos almal weet, jy kan either kies supporter of jy kan sê ondersteuner, met Ferries se wapen, en dis wat die mense kan dra. Ek het actually 'n snaakse ding vandag gehoor. Hulle sê okay, maar wat gebeur as daai hempie nou nie vir my figuur bedoel is nie? Ek sê nee, dan pas ons hom aan. En dis wat ek like dat mense vir my sê dat ons hulle behoeftes kan hoor, want hy wil dalk dit draai, maar hy wil dalk 'n knoppies hê soos jy wil dra. Verstaan? So dan moet ons obviously aan daai behoeftes voldoen, want dit gaan ons nie vreeslik meer kos vir daai of hierdie hemp, maar dit op die einde jy kry die persoon daar om 'n gesig te wees, en hy's gemaklik, verstaan jy wat ek sê? En hy wil deel, en hy's bereid om by te dra en daai tipe goed, want dis die moeite wat jy vir hom gedoen het. Want eintlik was dit nooit moeite nie. Jy het net gesê hierdie design, daai tipe goed, verstaan? So ons is, en dan wil ons kyk na goedjies wat mense alledaags gebruik, soos sleutelhouer of 'n breë rand hoed vir die mense wat ek sien baie van die ouers, hulle dra hierdie cowboy hoede, verstaan? Sit hierdie design op 'n cowboy hoed en jy verkoop dit so 'n breë rand hoed. So daar's baie moontlikhede. Maar soos ek gesê het, hierdie is die goed wat ons hoor. Hierdie is die goed wat ons hoor van mense af wat hulle behoefte is, en ons wil graag voldoen aan daai behoefte sodat ons hulle kan kry om na ons toe te kom en te kan ondersteun.
So. En daar weer 'n bietjie van jou kant af. Ja, nee, ek sê dis amper so ek ken baie mense wat baie praat en meer praat as ek is net Charles. Maar ja, so die ding is net ook so gesê nou oor die ouer betrokkenheid. Ekskuus, ek luister maar so maar dan. Ja, Ek wil nog reg. ietsie daar gesê en gaan aan. Dis lekker om te sien so het gesê die gemeenskap koop al in, maar ek meen ons het nou 2, 3 ons nou 'n maand op gehad ook nou die dag hulle het betrokke geraak by ons spankamer. En nou weer wat hulle gesê het jy ons 'n bietjie genadig gesê hoorie ek meen hulle kinders al 2 jaar klaar en hulle was Wow, nou hoorie ja. hulle wil graag betrokke raak dalk help met 'n kiesieboutjie of so en goed. En so ek sê en dis lekker om te kan sien dat mense so half terugkom en ek dink dit met vriende van Ferries en met alles saam dis lekker om te kan sien maar die mense wil ook betrokke wees en die gemeenskap wil ook betrokke wees. En so ek sê ja ek dink op die ouene van die dag mense wil almal maar 'n lekker hempietjie hê om saam dieselfde te lyk en so aan. So dis van die goed so sê dis eintlik 'n vinnige ding om van die been af te kry om iemand te bestel en goed. Maar ek dink dis daai van ook mense te ook seker goed wat jy in gedagte het om sê maar weet jy wat jy wil hê die mense moet gemaklik wees. Die mense moet in 'n ding pas en sê maar weet jy wat ek is gemaklik om my hemp te dra, jy hou van jou hemp en ons almal lyk dieselfde. Ons lyk dieselfde. En dis die lekker ding. So ek sê op die einde van die dag ons gaan ons Friends of Ferries hê ook as jy deel raak van Friends of Ferries, gaan Friends of Ferries gaan steeds ons ou ondersteuners hemp sê weet jy wat maar jy het ook ondersteuners hemp as jy deel is van die skool. Ek dink die Friends of Ferries het daar 'n bietjie ekstra, weet jy wat, ons gaan vir jou ook ekstra moeite doen. Yes. So ons wil in die toekoms ook sê maar weet jy wat gaan ons bietjie teruggee aan Friends of Ferries om te sê maar weet jy wat, kom ons nooi hulle bietjie na 'n funksie toe, wat ons dalk net vir julle nooi en sê maar weet jy wat, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dis sê dat julle ook ingekoop het en deel raak en sê julle is deel van daai groei van ons. En ek dink dis 'n lekker ding om te by kan kom so ek sê mense is nou lekker, dis eintlik 'n opgewonde stadium van 'n beginfase wat 'n mens kan sê maar weet jy wat, daar's soveel goed wat voor lê en lekker goed wat voor lê. Maar dit begin ook alles hier en dit begin alles by die gemeenskap en by die mense wat graag wil deel raak. En soos ek sê op die einde van die dag as die mense kan kontak en sê maar weet jy wat, bel vir Charles, bel die skool, bel vir my. Ons sal die goedjies deurstuur. Daar waar hulle wil betrokke raak of wil help, ons gaan julle definitief op 'n WhatsApp groepie add en sê maar weet jy wat, alles wat gebeur gaan ons julle op hoogte hou. Ek dink dis as 'n mens daai Dis nie die kommunikasie. ja, en daai transparency, Ja, 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 maar weet jy wat, yes. dis wat ons nodig het of dis wat ons graag wil doen of waar kan ons 'n bietjie betrokke kry of waar kan ons dalk bietjie betrokke raak self by die gemeenskap om te sê maar weet jy wat, dis wat ons dalk kan bied. Yes. En ja, ek dink dit is 'n lekker plek om te wees. So ek sê dis wat maar vir my kan ek ook sê, dis 'n lekker plek. En die ding is soos wat jy nou gesê het, dit is nou al dit kom al 'n paar jaar. Dit is die woord is nou al daar. Dit is in die wegspringblokke en julle pak hom nou aan. So ek dink vir julle is dit ook lekker. Dit is julle sien uit na die exciting, ja, exciting. Let's do this. Deel van dit. Ja, verseker. Ja. Ja, lewe gaan van niemand wag nie. So Ja, ons geen- maar vasvat en voortspring. Ja, jy moet maar vat en kolle gooi. Ja, 100%. Daar sê. Hoorie, ek het so 'n paar vragies vir jou. Kom ons kyk, maar ons het seker al 'n paar van die dingetjies aangevat, maar kom ons kyk. Ja, watter tipe mens sluit gewoonlik by so 'n groep aan? Kyk, ek kry 2 tipes mense. Ek het nou dat ek bietjie sit en dink, jy kry die ou wat wil verskriklik betrokke raak. Hy sal 'n donasie gee of hy sal ietsie, maar hy gaan elke Saterdag daar wees en hy gaan kyk en hy gaan seker maak dinge gaan goed. En dan kry ek die ou wat hy gee sy bydra of hy gee sy finansiële bystand, maar vir hom is dit nie hy weet net hy's besig om Ferries in 'n beter rigting te stuur. Ja, sê. Dis nie so belangrik so en ons vat altyd daardie mense. Daar's mense wat dalk oor see sit wat nie regtig ooit daar kan uitkom nie, maar hulle sien wat gebeur op Facebook. Hulle sien wat gebeur. So ons het, soos ek jou gesê het, ons het die 2 maande projekte waar die kleedkamer een van hulle was wat ons nou redelik gaan finaliseer in die volgende 2 weke. En ons volgende en dis die ding, ons fokus nie net op sport of akademie of net kultuur of net set akademie of daai tipe goed nie. Dit is regtig 'n deursigtige proses waar die behoefte word bepaal en dan kyk ons wie kan ons help. Verstaan? Wat se 2 maande projek gaan ons aanpak? Ons wil byvoorbeeld 'n klein teatertjie buite ons saal wat ons nou gaan aanpak vir die kultuur. Ja, vir die kultuur, Verstaan? ja. En ek het gedink, verstaan, as dit 'n behoefte is van die skool en jy het nou hierdie vriende van Ferries entiteit gestig, dan is dit as hulle ietsie kort om op die einde hierdie projek te finaliseer, is dit iets waarmee mense kan help want obviously mense wat uit was dalk deel van die kultuur, Van die kultuur, ja. op die einde van die dag. So ons is dis regtig baie mense sê as jy so tipe fonds ding nou gestig het dat dit net vir sport gaan, verstaan? Ja, En ja. jy kan redelik derentyd sien by baie skole dat dit meestal gaan dit net vir sport. ja. Hulle sê maar dit onthou daar's soveel sportsoorte en daar's net soveel klein kulturele of akademiese goed. Maar dis regtig ons wil
'n holistiese skoolomgewing skep waar alles verbeter. En as ons oor 2 maande akademiese ding moet begin, want daar kort nuwe iets in klas of daai tipe goed. In my klas byvoorbeeld 'n aircon, jy weet. So dan as hy dis pertinent genoem aircon. Dan kan mens, maar dit is regtig, dis hoe ons, dit is die plan wat ons het, verstaan, om soveel vinniger dinge te laat gebeur, want jy kry jou graad 8 wat instap en hy kies Verdis want hy sien daar's ontwikkeling en ons groei wat plaasvind. En ons wil nie hê een ding moet 5 jaar lank vat. By die tyd hy matriek is, dan gebruik hy dit vir jaar en dan is dit verby. Dan is dit verby. Verstaan? Sleg nou vir die matrieks van hierdie jaar met die eerstes van kleedkamer. Ja, hulle gaan nie 'n jaar gebruik. Maar op die einde van die dag, ek sê altyd, jy was deel daarvan. Jy kan sê in my jaar was dit begin en ek het dit gebruik en dit was amazing geweest. Verstaan? Dit was next level. En dis iets wat ingebring is toe ek matriek is en kyk, dit staan nou nog, dit word gebruik. En kyk al die mense wat al deur hierdie kleedkamer is. So of al die mense wat by die teatertjie opgetree het. So daar's regtig 'n groot daar's baie behoeftes by die skool en daarom wil ons verskillende maniere probeer kry om hierdie goed vinnig te laat gebeur sodat ons so vinnig as moontlik aan die behoeftes van alle kinders op die einde kan voldoen. Ja, okay. Hoe versterk julle die bande of die band tussen die skool, oudleerders en dan nou die breë gemeenskap? Ek kyk sommer vir my. Ja, daar is hy opgewonde. Nee, dit klink soos bemarking. Dis presies. Dit is die bemarking, ja. Nee, ek sê soos die groot ding op die oomblik is wat vir my lekker is om te sien. So ek sê, soos ek nou die voorbeeld gebruik het van dis lekker om te sien die ouers kom ook terug na jou toe. Maar ek dink sodra mense daai ouers ook op 'n WhatsApp groepie kan sit en sê maar weet jy wat, dankie vir hulle en dankie vir wat julle gedoen het op die einde van die dag. En ek dink mense moet altyd ook teruggee. Soos ek sê, baie mense wil nie noodwendig altyd genoem word en goed nie. Maar dis daai waar jy ek dink sodra mens daai vriendskap kan bou met die mense, soos wat Friends of Verdis ook nou eintlik kan wees. Sê maar weet jy wat, ons waardeer wat julle vir ons doen. Dit gaan nie noodwendig net oor die skool nie, maar soos ek sê, oor die kinders meer. Ek dink Verdis is nog altyd 'n plek waar die kinders ook kom en sê maar weet jy wat, jy hoef nie noodwendig altyd die beste te wees nie, maar jy ontwikkel. Die ding is ek neem as ons kyk waar ons dalk in graad 8 of 7 was en wie jy nou is as mens, is twee verskillende goeters. Dis hy. En soos ek sê, as die ouers dit kan sien en die ouers kan sien maar hoorie my kind ontwikkel en my kind is veilig en is 'n spasie waar hulle kan groei. Dis gewoonlik daai ouers wat gaan terugkom en sê maar hoorie wat, waar kan ons 'n bietjie uithelp? En ek dink dis hoe ons die bande maar met ons ouers ook bou en goed is om te sê, soos ons het altyd die oop as hoorie is al iets is wat julle wil weet wat 'n mens kan help. 'n Mens kan vir hulle sê hoorie dis wat aangaan, dis wat die skool mee besig is, dis vir ons groei. Dis weer daai transparency wil ek amper sê dis. En ek dink ook vir ou Verdi-leerders, soos ek sê daai mense het nou alumni groepe en goed, maar dit was nie noodwendig altyd iets wat Verdis gehad het om dit 'n alumni goed of groep of 'n ding nie. En ek dink om nou daai netwerk te kan begin en daai blootstelling te gee. Soos ek sê, daar was klaar in hoeveel jare is van mense wat bly terugkom en sê maar hoorie ons wil betrokke raak. Nou gaan ons net basies 'n netwerk en 'n plek gee waar 'n mens daai alumni kan betrokke kry, maar ook die mense buite wat sê maar weet jy wat, ons is in die gemeenskap, ons sien daar's groei wat plaasvind of weet jy wat, ons het bietjie kuier by hulle Verdi fees 1 jaar en dit was vir ons verskriklik lekker en ons wil graag weer betrokke raak of net weer betrokke bly. En soos ek sê, daar's soveel selfs maatskappye is om dit in die omgewing wat half teruggee vir 'n mens. En ek dink is lekker om te kan sê maar weet jy wat, hoorie kyk, dit is wat ons doen. Dit is wat ons doen met ons geldjies of met die projek wat ons is. En soos ek sê, Friends of Verdis gaan nie noodwendig oor die skool gaan nie, maar dit is 'n non-profit om te sê maar weet jy wat, waar is die behoeftes? En waarna kan ons kyk om te sê maar waar kan ons groei? En dis die lekker ding. So as jy ook bietjie daai inset kan hê, maar weet jy wat, hulle kan sien waarheen hulle geld gaan om te sê maar ons gee 'n bietjie aan hulle terugvoer en sê maar weet jy wat, ons het hierdie geldjies gebruik en die maand kon dit gaan om 3 manne op toer te stuur of 3 dames nuwe netbalballe te koop. Daar waar die behoefte reg op 'n einde van die dag is. Dis great. En soos ek sê, met die band aanbou of met die soos ou alumni-lede of ouers of selfs vriende wat wil deel raak, op die einde van die dag is ons gaan nou daai netwerk stig om te sê maar weet jy wat, hierso is en op die einde van die dag kan jy dalk van jou ou mense ook ontmoet wat jy dalk jare laas gesien het en ons sal ook op Friends of Verdis. Dan sal hulle weer mense weet nooit, dit is ons maar 'n klein wêreld. Nee, dit is so. In kontak te kom met mense, maar ja, soos ek sê, die grootste lekker ding vir my is om te sien is mense nader ons nog op die oomblik om te sê maar weet jy wat, hierso is waar ons wil betrokke raak. En ek dink dis nou 'n bietjie ons beurt om te gaan en sê maar weet jy wat, kom ons gee vir hulle die platform. Ja, 'n platform vir hulle skep om dit te doen want hulle het so baie vrae en op hierdie stadium jy weet nie regtig hoe om vir hulle te sê oor die okay, maar
dis hoe jy kan, maar wil jy dit doen of wil jy jou naam iewers op en ek dink met hierdie platform gaan jy 'n regte inklusiewe ding kan stig waar jy gaan en sê okay, dis hoe jy kan betrokke raak. En soos ek sê, dis ook baie gaan as jy kyk na 'n skool daar is seker goed wat in plek is wat moet gebeur om te sê maar weet jy die skool moet nou eers na hierdie projek kyk. Daar's baie ander projekte wat jy so graag wil doen, maar daar's ook seker goed wat meer belangrik is vir daai fokuspunt. Waar jy nou kan sê as jy ander mense betrokke kry om te sê maar weet jy wat, hulle sien daai ander behoefte weer raak en sê maar kom ons gebruik van die fondse om dit van die voet af te kry. En ek dink dis 'n lekker ding selfs soos ek sê Friends of Fire as jy kyk wat 'n go-to guy in die omgewing doen is ook hulle gee 'n platform vir die mense om bietjie daar buite te kom en sê maar hoorie, dis wat ons wil doen en op die einde van die dag is dit maar eintlik wat ons ook nou gaan doen. Ons het net ons netwerk ook wat jy bou en te sê maar weet jy wat, dis die mense wat met ons in kontak wil tree en sê kom asseblief. So dankie vir julle ook. Okay, hoeveel kontakte het julle nou op tans vir vriende van Ferdies? So die lekker ding is meneer Smit het nou die dag so 'n leer daar uit die kas uitgekom. Ja. En dis 'n klomp nommers so of almal nog gaan werk weet ons nie, maar ons sal hulle begin kontak. Dit is so 2 jaar nodig, maar hopelik met vriende sê hulle sommer 3-4 mense ekstra aan om net daardeur te gaan. Maar ja, so daar's 'n klompie so ek sê daar is die lekker ding is nou as jy mens kyk daarna, dis soos jy gaan nou jou kontakte hê waar sê net maar ek het 5, meneer Charles het 5 en elke onderwyser het ook sy kontakte wat hy gewoonlik na toe gaan en sê maar weet jy wat as ons 'n bietjie by die netbal betrokke was. So nou gaan mense ek wil amper sê daai pool waar jy hom in 5-6 verskillende groepies opgedeel het op een trek en sê maar weet jy wat, hier is 50 mense wat ons sommer nou klaar by mekaar het. En so ek sê mense dink dit nie altyd nie van jy dink ek ken hierdie 5-6 mense waartoe ek gaan en jy ken 5-6 mense. Maar by 'n ander van die dag as jy daai mense gaan saam sit, is dit 'n groot handjie vol. En al dra elke ou net R20 by gaan daai R20 'n verskil maak. En die groot ding is tegnologie. Ja. Kry almal wêreldwyd bymekaar. So as jy jou tegnologie ook kan reg gebruik soos wat jy gesê het van die WhatsApp community en dit is genuine mens kan werk maak in die hele ding. Ek dink as mens elke jaar jou daai matriekgroep kan net oorsit op daai community groep. Yes. En dan letterlik dan sê jy class of 25 of klas van 25 en dan al hierdie inligting deurstuur en hulle kan besluit as hulle nou verder wegtrek en hulle kan regtig betrokke raak, jy kan hulle in die groep leave of hulle daai tipe goed. Maar dan elke jaar soos hierdie reüniegroep wat nou na ons toe kom, ek dink ons het nou ek alleen dink ek is al 4 reüniegroepe wat nou hierdie jaar al iets of 3 wat nou al geboek het. So as jy dan op daai geleentheid vir hulle sê okay, hoorie, jy kom daarso aan, scan die barcode, raak deel van die ding en ons kan elke week inligting deur en hulle kan besluit wil hulle of wil hulle nie. Maar so as jy gaan kyk kom ons sê jy vat 30 jaar terug, verstaan? As jy 10 mense uit elke 30 jaar op die einde van die dag kry, dan is dit regtig iets wat jy kan gaan en iets meer kan doen en jy kan daai platform ongelooflik groot uitsprei en hulle kan weer mense convince om deel te word van 'n baie suksesvolle skool se groei op akademies, kultuur, sport wat besig is om te tel. So ons is baie excited met die hele. Ek kan sien julle wil gooi. Julle wil daai dinge vat. Julle wil hom vat. Kom ons praat so 'n bietjie jy het nou so 'n bietjie genoeg van projekte en betrokkenheid. Waar het julle gewerk die afgelope 2 maande? Jy het nou 'n bietjie gepraat van die klubhuis en so ons het die dek onder het ons met die dek langs die paviljoen het ons onder die kleedkamer gedoen. Dan daar was 'n prioriteitslys, een van die is die aircon in my klas. Hy was nommer 1. Ja. Hy is bietjie op hol gesit. Maar hy is al behalf gesit. Dit was nou winter. Ja. Maar dan het ons het die atletiekbaan het ons vergroot, wat ons nou besig is om nog 'n bietjie gras te groei. Een ding wat ons het die pitches is uiteindelik ingesit. En dan kyk ons nou, dis klein soos 'n verspringput vir die atletiek. Een was daar so, maar hy is nie regtig ordentlik gewees. So ons wil nou 'n bietjie beter aan hierdie kant bou en dan sit. Ons het nou 'n bietjie uitgevind as dit reën by ons. As dit bietjie reën. Dit het bietjie geswem die afgelope tyd. Dan met op hier en daar en dit gaan oor veiligheid op die einde van die dag. Ons het 'n paar ekstra afdakke wat mooi vir plavei is, ingesit vir karre wat op plekke staan. Ons kyk nou 'n bietjie na instandhouding by die skool ook, is ook een van ons groot projekte.
van ons borde vernuwe. Ja. Is dit nou 'n bietjie meer Ons Ons het so 5 borde opgesit soos waar mense wat belangstel daar is borde. Ja, is borde. Daar by die end. Waar Bemarking. bemarking 100%. As jy wil borg, as jy wil bemark is al borde by die skool. So op hierdie Transport. ons wil die boorskietbaan nog vergroot. Ja. So daar's 'n hele paar dis mense sal nie sê dis massive projekte nie, maar soos ek sê, as jy al daai goedjies gaan saamtel, Dan mekaar sit, ja. dan vergroot jy obviously die instandhouding van die skool ongelooflik groot. Maar een van ons projekte nou huidigelik is ons het nou ons sportprojek obviously afgehandel met ons kleedkamer wat ons vir die eerste span gebou het. Nou is dit ons kultuur wat hulle wil daar. Dis eintlik so net 'n verhoog. 'n rampie. Ja, dit is jy kry die vierkant waar almal bymekaar kom, dan is hy opgebou en weer gelevel. Nou hulle wil daai ding 'n klein teater maak met sulke Griekse wat noem jy pilare wat hulle ja. wil insit en dit is en wat ons het plays en ons het drama goed daar by die skool want op die einde van die dag is dit nou weer 'n plekkie wat hulle weer vir hulle self kan kry. So dis die volgende 2 maande se projek. Hulle het hier en daar hulle fondse kry nog nie naasien by wat ons moet inkry nie, maar ons behoort dit voor ons oop dae behoort ons dit uitgesort te hê. Dat hulle daar ook hulle opvoedings kan doen as al die graad 6 en 7 is nou eventually 'n bietjie opdaag daar by ons. Hy sal seker nou bemarking doen. Ja, wanneer ja, Gaan nou op daar gooi hoor. Jy moet bietjie Hoeveel tyd het julle? Is er nog presies 3 minute oor. Ja, so ek gaan so daar in die rede val. Ja nee, asseblief soos ek sê, ek dink die lekker ding is as 'n mens self kan kom kyk. Ek sê dis maklik om 'n skool great te maak en sê hoor ons beloof dit en ons beloof dat. Maar die beste op die einde van die dag is vir jouself te kom kyk. Yes. En soos ek sê, as die mense belangstel, ons oop daar die 19de Mei is ons Engelse oopdag en dan die 21ste is ons Afrikaanse oopdag. So ek sê ek dink ons kry soveel massas mense, dis maar net maklik. Ons het 2 oop dae. Ja, almal maak almal spesiaal. Great. So ja, dis die lekker dingetjies. So as jy belangstel asseblief, daai registrasies is nou oop. Hulle kan op ons sosiale media gaan kyk. Of ons webtuiste, alles lê daarso. En as hulle self net bietjie wil gesels, hulle meer as bereid om my te bel. Ek is altyd by die werk. Altyd sê vir my. Mooi man. As meneer Smit vra, as ek nou ook daar. Maar Meneer Smit sal nie weet jy's hier nie. Maar dis die lekker ding. So ja, as mense belangstel asseblief, ons sal uit om hulle raad om help en hulle bietjie meer van skool te vertel en net bietjie te wys. Soos ek sê, die beste is maar om self te kom kyk. Ja. Ek dink mense voel altyd hoor hierdie is die plek vir my of as dit nie is nie, ons gaan jou mis, maar ja. So is 19 Mei Afrikaans 21 19 is die Engelse oopdag en dan die 21ste Mei is ons Afrikaans. Afrikaanse ene. Ja, en dan maar ons laat ons want ons het nog lekker ons 31ste clash het. So my loop so. Ja, ons en dan sal nog klomp kultuur wat ons is nou in die HD vergadering. Ons soek net plek vir 'n klomp goed om plaas te vind, maar daar is nie meer plek nie. Die 22ste is weer ons meneer mee ververdig. So. Ja. Ja, so die dinge my is besig. So julle is besig. Ja. Julle is regtig Ons besig. vlieg, ons nou dan ons vlieg deur alles, maar nou dan stap ons net af aard net homself om so kickstart te gee na die volgende ding. Ja, ons verloor nie so gewig van niks nie. Wow. Ja. Hoorie Charles, het ek nou enigstens ietsie gemis wat jy nog wou gesê het? Nee, ek dink ons het redelik geraak aan alles. Soos een ding wat ek net wil sê is ons wil die naam daar buite uitkry. Ons sê dit nou, ons wil vir die mense sê dat ons binnekort alles agter mekaar gaan hê en dat die mense moet begin vra, hulle moet vra hoekom is ek nog nie op die community WhatsApp groep van vriende van Ferries nie. Hulle moet vra wanneer is solank as hulle ons bombardeer dan moet jy peper, ja. En ons onder druk sit en ons so vinnig as moontlik kraak kry, hoe beter, verstaan, want ek weet hoe voel dit om deur 'n stelsel te kom maar gebeur dan niks en eventually as jy matriek kom dan gebeur al hierdie goed en dan is jy uit, verstaan? Ja. Al lyk alles baie nice by die skool. Ons daai van die kos was altyd sleg geweest. Ja, Nou weg is, nou eet nou is dit lekker. Ja. So ons wil hulle moet betrokke raak so en as hulle wil betrokke raak op ander maniere. Hulle wil anoniem bly. Hulle wil nie dalk betrokke raak by Vriende van Ferries maandeliks nie, maar anoniem bly en verhoor waar is daar ander tipe goed om waarmee hulle kan help. Is hulle meer as welkom. Ons is oop vir enigiets. Hy wag vir hulle oproepe. Dis al wat hy doen. Hy sit en hy wag. Ja, sit en wag. Okay, hy gaan nou lei. Yes, ek het hom. Ja. Hy lei soms eers nie ek praat nie. Dan dink ek dus met jy's besig. Ja, besig. So ja, ons is super excited vir alles wat gebeur.
Al die liga wedstryde wat voorlê vir al die sportsoorte, al die kultuur wat gaan gebeur. Vir die oop dae. So ons is reg. Ek kan vir jou sê die personeel is voorberei. Ons het al ons vergaderings gehou. Hulle vra gereeld vir ons wanneer vergader ons, wanneer kan ons dit afhandel, wanneer kan ons dit doen. Yes. En dis hoekom ek het vandag net so 2 periodes gevat dat ons net gaan uitleg van die clash is ook maar 'n grootste ding in 'n kind se En in 'n dis ding. lekker. En op die einde as ek byvoorbeeld sien hoe my clash was en ek kom 3 jaar later en is nog beter, dan sê ek wel dit gaan goed. Ja, Dit gaan dit beter. is, ja. En so baie excited oor wat voor lê. Die tyd dit gaan nou flip en besige tydperk. In die jaar vlieg. Ja, Dit is, ons is al weer aan amper Ja, my. ek voel ons het 3 keer gepraat oor die foon oor die vorige keer en nou sit ons al weer en dis al 2,5 maande later. Ja. So dis crazy hoe die goed vlieg, maar Yes. dis my belangrik dat in al die chaos op die eindag wat ons seker maak dat mense die beste tuiste kan skep vir mense wat in die skool is en soveel as moontlik geleenthede gee vir mense buite die skool om betrokke te raak en op die einde te bly. Verstaan? Te bly en te wys waar hulle invloed kan hê op die einde van die dag. Yes. Hoorie, die tyd het ons nog ongelukkig gevang. Yes. Okay, julle is nou al op julle merke. Ja. Ek kan amper vir julle sê gereed. Ons val al so 'n bietjie Ja, val vorentoe. bietjie vorentoe. Hoorie, maar baie sterkte. Dankie. Julle inisiatief en julle wat julle beplan en alles, dit klink net awesome en ek dink dit kan 'n groot ding raak. So byt vas en sterkte en gooi kolle. En antwoord die foon, want hy gaan lei. Vir al die vriende. Vir al die vriende. As ons oor 3 maande terugkom, dan sal ons weet Charo. Dit chat is weer. Dan sal ons vir jou sê hoe groot dit geraak het. Hoe groot dit geraak. Ja. Ja, dit was Driekus Viljoen saam met Charles en Stefan daar van Ferdinand Posma wat gepraat het oor vriende van Ferdies, Friends of Ferdies. Ja, sluit gerus aan, kontak hulle, maak plan, maak 'n draai by hulle. Charles en Stefan is altyd daar om te praat, julle het nou gehoor. Hulle kan nie stil bly nie, so hulle is baie skaam, maar kom ons ondersteun hulle in hierdie projek. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd, totsiens.